Ons is dankbaar dat ons kan verder gaan met die woord. Die Bybel is die riglyn, die Bybel is ons anker, ons blaai na Genesis, hoofstuk 2, en ons gaan vanoggend saam lees, ek dink ek het gesê vanaf vers 4 tot 15, maar ons fokus, jy sal onthou, ons het al gepraat oor die eerste paar verse van die gedeelte, maar ons fokus gaan val op vers 8 tot en met vers 15. En ons praat vanoggend met u oor die tuin van God. Die tuin van Eden, of dan die tuin van God. Genesis, hoofstuk 2, vanaf vers 4, lees ons saam, is maar net om 'n eenheid te vorm, maar ons gaan praat net van vers 8 tot 15. Ek lees vir u voor uit die ou vertaling, Genesis 2 vers 4. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde, en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens, wat hy geformeer het, 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien, en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan, om die tuin nat te maak. En daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar die goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsemgom en onyxsteen. En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele land Kus loop. En die naam van die derde rivier is die Dekel. Dit is hy wat oos van Asser loop. En die vierde is die Vrat. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. Dis tot daar wat ons saam lees, uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, jy is die verteenwoordiger van die huis, kom ons bid saam, ons vra dat die Here ons sal seën. Ons wonderlike hemelse Vader, groote en almagtige God, Skepper God, wat ons leer ken het alreeds in die eerste hoofstuk van Genesis, is die groote een wat deur woorde alles gemaak het. Verlede keer het ons gekyk na die mens wat u geskaap het, en daar het u spesiale moeite gedoen, met u hande geformeer, en die mens het 'n lewende siel geword. As ons vanoggend verder gaan en praat oor die tuin, waarvan die Bybel ons vertel, u wil vir ons 'n bepaalde aspek kom wys, sekere dinge kom uitlig. Ons wil bid, dat u ons harte vanoggend sal bereik, met die waarheid van u woord. Ag Here, ons wil saam met Moses u loof en prys, en Eksodus 15 sê hy, ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Alles wat ons van u weet, maak dat ons siel, ons hart, wil uitroep, in 'n luid stem toon, en sê die Here is waarlik God. Die Here is my krag en my psalm, het Moses gesê. Hy het my tot heil geword. Dis u wat ons red. Dis u wat ons genade gee. Op grond van u woord is ons vanoggend ook by mekaar. En ons gebed is dat u met elke persoon hier sal praat. Partykeer is dit moeilik om hierdie dinge te verstaan. Partykeer is dit moeilik om dit raak te sien. As u ons nie daarin lei nie, as u nie hierdie waarhede vir ons bring nie, te vergeefs dat ons pogings aanwend. En dit maak nie die poging sleg nie.
Ons wil bloot net kom sê, ons het u baie nodig, meer dalk as wat ons besef. Dis vir ons goed om te weet, dis u wat aan ons u woord gee, u wil hê dat ons dit sal verstaan, en daarom gee u gees om dit te verklaar. Werk deur 'n mens, 'n feilbare mens, en sal u vanoggend u woord laat beeld kry in ons lewe. Help ons dat ons hier sal weggaan, anders as wat ons hierheen gekom het. Want ons verlange is, sal u met ons praat, sal u ons kom leer. In Jesus naam, amen. Baie jare gelede het ek 'n Engelse predikant ontmoet, baie slim Engelse predikant. En hy het op daardie stadium 'n Bybelstudie uitgewerk oor die integrasie van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ek het hom daarvoor gebruik ook destyds met die klasse wat ek gegee het. Maar hy het op 'n stadium, terwyl ek en hy alleen gepraat het, het hy iets vir my genoem wat ek onthou het terwyl ek voorberei het die week vir hierdie boodskap. Hy het gekyk en hy's geneig om 'n bietjie 'n ander perspektief oor die Bybel te hê. Nie 'n ander perspektief waarmee ek verskil nie. Ek bedoel net, dis goed om met iemand te praat wat uit 'n ander perspektief praat, want dan moet jy dink oor dit wat hy nou sê. En hy vra vir my die vraag, hy sê, dink jy dis toevallig dat die Bybel 'n tuin soveel prominensie gee in die Bybel? En ek sê, 'n tuin? Hy sê, ja, dink bietjie saam met my. Die tuin van Eden in die begin van die Bybel, en die tuin, die paradys, laat in die Bybel, in Openbaring. En dit was 'n nuwe gedagte. Ek het 'n bietjie gedink daaroor, saam met hom gepraat daaroor. Dit was interessant. Dit wat hy gesê daarvan was interessant. En tot my eie beskaming, ek het nooit weer verder regtig moeite gedoen om daaroor te lees of daaroor uit te vind nie. Tot hierdie week, of miskien 'n bietjie vroeër al, toe ek nou gekonfronteer is met die gedeelte van die tuin van Eden, en moes lees, moes bestudeer, wat die Bybel ons leer van die tuin. Nou mooi, ding mooi saam met my, 'n tuin vir ons is gewoonlik die stuk grond tussen jou heining en jou huis, en jy wil dit so mooi as moontlik probeer hou. Ek is self nie baie lief vir tuin maak nie, maar ek waardeer 'n baie mooi tuin, en is altyd lekker om dit te sien, en ek verlustig my in tuin, maar ek hou nie self van tuin maak nie, maar nou ja, dis ons tuin, né? En tog sê die skrif, en as jy gaan let op hierdie dinge, in antieke tye, in die tyd waarin die Bybel geskrywe was, is 'n tuin baie meer as net 'n stuk grond. 'n Tuin was 'n omgewing waar die rykes, die koninklikes, 'n soort van geleef het. Dit was 'n plek van rus, 'n plek waar hulle skaduwee gesoek het, dit was 'n plek waar daar bome was, 'n plek gewoonlik met kanale of een of ander rivier loop, waar jy die geur van die bloeisels en die geur van kruie en vrugte wat jy kon eet en pluk, kon geniet. Dit was vir elkeen om te geniet. Dit was 'n plek waar jy jouself as ware gevind het. Toe het ek begin dink aan die predikant wat destyds vir my daarvan vertel het, en hy sê, aan die begin van die Bybel, en aan die einde van die Bybel, die tuin. Verder ook in die middel, dis nie net, en as ek nou groot woorde moet gebruik as jy teologies praat, ons is besig met Genesis, so ons is besig met die protologie. As jy na Openbaring toe gaan, dan is jy besig met die eskatologie, die begindinge en die einddinge se studie. Protologie en eskatologie, daar's 'n tuin. Maar selfs in die middel is daar iets wat gesê word van die tuin. Nou ek wil vinnig net vir die lees Openbaring 22. Ons gaan daarna kyk aan die einde ook. Johannes sê, die apostel Johannes, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe. Dit klink bekend, né? As ons nou in Genesis 2 gelees het,
En jy lees in Openbaring 22, die eerste paar verse, en dan sê maar, dis amper soos 'n spieelbeeld. Praat dieselfde taal, gebruik dieselfde terme. Nou wil ek weer sê, dis nie net aan die begin en aan die einde nie, ook maar tussenin, waar baie prominente gebeure plaasgevind het in 'n tuin. Onthou jy die tuin van Getsemane en wat daar plaasgevind het? Weet jy van die graf van die Here Jesus, wat natuurlik 'n leë graf is, maar dit was in 'n tuin. Dit was dieselfde beginsel. Hierdie dinge het iets te sê van die prominensie van 'n tuin. En 'n tuin vir ons en 'n tuin vir die ouens in die antieke dae is nie dieselfde nie. Met die Here Jesus se kruisiging, ons ken die verhaal, ons het al daaroor gepraat. 2 rowers aan weerskante wat saam met hom gekruisig is. Maar in hierdie gebeure, tydens hierdie gebeure, gee God genade vir die een van die 2. En hy sê hierdie woorde: Dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. Dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. En onthou jy die woorde van die Here Jesus? Lukas 23 vers 43. Jesus antwoord hom: Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die Griekse vertaling van die Ou Testament, dit is nou in die 3de eeu na Christus het hulle die Ou Testament vertaal in Grieks, dit word genoem die Septuaginta. Weet jy wat is die Griekse woord vir paradys? Is die woord wat hulle vertaal het met tuin, paradiso. Tuin. Vandag sal jy saam met my in my tuin wees. Dis wat die Here vir hom gesê het. Dis die versekering wat die Here hom gegee het. Joodse lesers van Lukas 23:43 sal nie wonder wat het die Here hierdeur bedoel nie. Hulle sal onmiddellik weet, hierdie tuin is die tuin van God. Dis God se koninkryk, soos wat 'n koning 'n tuin gehad het waar hy hom in verlustig het. Dit was amper iets van sy stukkie koninkryk, sy persoonlike deel kan jy amper sê. So die Here daardie man beloof, vandag sal jy saam met my in my tuin wees, in die paradys wees. Genesis 2 vers 8. Ook het die Here God 'n tuin, 'n paradys geplant in Eden in die ooste. En daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. Nou die woord Eden, ons het nou gepraat oor tuin. Die woord Eden is vir baie mense 'n vreeslike raaisel. Ons weet nie baie van die naam nie. Die Hebreëse vertaling beteken genot, plesier, verlustiging. En dis eintlik maar wat jy vind in 'n tuin, né? Dis eintlik maar wat ek beskryf het vir mense wat 'n tuin het. Hulle het hulle verlustiging daar gevind. Hulle was verkoop. Hulle het hulle self geniet in hulle tuin. Nou daar is 'n tendens van sommige van die Bybelteoloë en mense om te sê, ons wil graag uitvind, is die tuin van Eden 'n werklike plek? En ek wil weer sê, die tendens was om te sê, nee, dis nie regtig 'n plek nie. Dit was meer 'n begrip, dit was meer soos 'n ideologie. Dis eintlik maar 'n boosheid, want dit is nie, dit is 'n plek. Dit was 'n fisiese plek. Dit was 'n plek. Dis nie 'n simbool nie. Daar was 'n plek genaamd die tuin van Eden. God se tuin, 'n letterlike plek. Die detail daarvan wat vir ons gegee word is eintlik legio, né? Ons hoor van die riviere waarvan gepraat word. Dit word vir ons geskilder hoe dit daar gelyk het. Ons gaan ietsie daarvan sê. Maar die eerste vraag wat by mense opkom is, waar was die tuin van Eden? Het jy al gewonder? Waar was die tuin van Eden? Die kortste vraag is, ons het nie regtig sekerheid nie. As ons moet raai, en ek voeg my nou by groot name in die teologie wat ek vertrou, as ons moet raai, iewers in Mesopotamië, aan die bokant van, as jy na die riviere kyk, is daar 'n redelike goeie aanduiding, maar die riviere is 'n probleem, want die riviere is nie op dieselfde plek nie.
Die name wat hy gee het verander, en die groot vraag is, maar hoekom dan die verandering? Is dit dan nie betroubaar nie? Daar was iets wat die wêreld drasties verander het, wat in die tussentyd gebeur het. En dis die vloed. Ons gaan nog daaroor praat as ons eendag by Genesis 6 uitkom. Die Noag se vloed, wat 'n universele vloed was, het die dinge baie verander. Die riviere is nie meer soos wat hulle was nie. Die een rivier wat 4 lope geword het, is nie meer dieselfde nie. Alhoewel die name, daar's 2 van die name wat dieselfde is. 2 riviere is bekend en 2 is onbekend. Ons het gelees in Genesis 2 vers 10 tot 14, daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. En dan noem hy die 4 lope. Die naam van die eerste is die Pison. Ons ken nie die rivier nie, ons weet nie waar hy is nie, ons weet nie waar hy was in daai tyd nie. Dis hy wat om die hele land Havilah loop. Nou Havilah is Arabië vir ons vandag. So dis 'n redelike groot plek, maar miskien 'n aanduiding van, ons kan idee waar dit is. En hy sê, dis waar die goud is. Vers 12, die goud van die land is goed. Daar is ook balsemgom en onyxsteen. Balsemgom is 'n baie aangename reuk, is 'n soort boomgom of iets hars, wat jy gekry het. Daar's baie diskussie ook daaroor, maar dit het lekker geruik. En onyxstene is 'n baie kosbare steen, wat net op 'n sekere plek in die wêreld gevind word. Vers 13, die naam van die tweede, dis nou die tweede loop, die tweede rivier, is die Gihon. Ons weet nie waar is die Gihon nie. Dit is hy wat om die hele land kus loop. Nou die land kus is waar ons hedendaagse Sudan is. Dis in Afrika. Dis 'n probleem. Dis omtrent die omgewing waar die Nyl begin. Vers 14, en die naam van die derde rivier is die Dekel, dis die Tigris rivier. Dis hy wat oos van Asser loop, Assirië. En die vierde rivier is die Frat, dis die Eufraat rivier. Hom ken ons ook. Maar die probleem is, die beskrywing van die Dekel en die Frat is nie waar noodwendig die eerstes was nie, want hulle is nie uit een rivier wat hulle 4 loop, waarvan hulle 2 van die 4 is nie. Dinge het verander. Nou vra mense, maar hoe kan daar dan 2 van hulle bekend wees, vandag nog bestaan, en 2 is weg, ons weet nie waar hulle is nie. En die antwoord daarop is as volg. Die verduideliking wat ek gelees het, wat vir my rustigheid in my gemoed gegee het. Toe die Britse settlers destyds in Suid-Afrika aangekom het, was dit 1820, né? Het hulle met hulle Engelse tradisies hier aangekom, en hulle het name gegee aan plekke wat hulle geken het in Engeland, ook in Suid-Afrika. Daarom het ons Newcastle, en hier in die Ooskaap is daar Gramstad en sovoort, wat baie, dis name van Engeland wat hulle saamgebring het. Dit is nie Newcastle nie, maar hulle het dit so genoem. En nou sê hulle, dis dieselfde met die riviere. Heel moontlik nie dieselfde rivier nie, maar hulle het dit so genoem, want hulle het onthou van die riviere wat bestaan het. Net om terug te kom en vir u te sê, ons kan nie met absolute sekerheid sê, hoe groot of presies waar die tuin van Eden was nie. Maar dit was 'n letterlike plek. Want die oomblik as jy dit begin vergeestelik, dan is jy net nou by 'n plek waar jy ook sê, die hemel is net 'n geestelike plek, en dis nie regtig waar nie, en dis nie 'n letterlike, dan begin jou vingers brand met Bybelinterpretasie. Genesis 1 is 'n letterlike vertelling, net so is Genesis 2 'n letterlike vertelling. Daar was 'n plek, soos die tuin van Eden. Ek wil kyk na die tuin, maar ek wil die begrip van wat dit, soos wat die Bybel dit vir ons van vertel, wil ek in u gemoed laat, en ek wil u wegstuur met die gedagte om die tuin van God te onthou. Ek hoop u gaan dit onthou, en die beginsels daarvan ook in u lewe toepas, en dit probeer uitleef. Kom ons kyk in die eerste plek na die wese van hierdie tuin. Daar's 3 dinge wat ons sien in die teks. Genesis 2 vers 9 sê, en die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien. Hierdie tuin was 'n pragtige tuin. Ek wil hê, jy moet jou verbeelding, as u ryk is aan verbeelding, gee jou verbeelding vrye teels. Dink aan die mooiste tuin, praat van 'n wille tuin, né, wat jy jouself kan indink. En dan sal ek vir jou sê, jy skiet nog steeds tekort.
Want God se tuin word beskryf as 'n tuin begeerlik om te sien. Dit was mooi. Dit was pragtig. Dit was iets wat jou asem weggeslaan het. Dis soos hierdie natuurtonele wat jy sien en jy besef net, wow, dis God se hand wat hier sigbaar is. Dit was die tuin. Die eerste ding wat jy bewus geword het is, hier is die hand van God wat geskaap het. Pragtig, begeerlik om te sien. Dit was 'n mooie, pragtige tuin. Die tweede ding is, dit was 'n goeie tuin, want die teks sê verder, dit was goed om van te eet. Dit was 'n goeie tuin. Alles in hierdie tuin was goed en reg. Adam het dit geniet. Adam het homself uitgeleef daar, want dit was 'n tuin wat God gemaak het en vir hom gesê het, dis my tuin, maar jy gaan hier my verteenwoordiger wees. Dis waar jy gaan bly. En Adam het dit geniet. Dit was goed om te geniet. Weet jy wat het Adam die meeste geniet van alles in hy tuin? Genesis 3 vers 8. Die stem van die Here, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwyntjie. Dit was die tuin van God. Alhoewel daar baie fisiese dinge was vir Adam om te geniet, om van te eet, om te proe, om te ruik, om te sien. 'n Goeie, begeerlike tuin, het hy die teenwoordigheid van die Skepper daar geniet. Bo alles. Bo alles. Die derde ding is, dit was 'n nuttige tuin. Die teks sê, dit was 'n tuin wat mooi was, dit was 'n tuin wat goed was, maar dit was 'n nuttige tuin. Ons het al gepraat oor die gedagte van Adam, mens, Adama, grond. Hulle het by mekaar gepas. Hy het gepas by sy omgewing. Adam sou sê, in die tuin waar God hom geplaas het, waar God vir hom gesê het, hier gaan jy bly, sou Adam gesê het, die Here verstaan my. Hy weet waarvan ek hou. Hy weet wat is vir my mooi, hy weet wat het ek nodig. Die Here is goed vir my. En alles wat hy in hierdie tuin gesit het, het hy aan my gedink toe hy dit geskaap het, want hy het dit vir my gemaak. Adam en Adama pas by mekaar. Dit was gepas, dit was 'n nuttige tuin. En as jy dink aan die tuin, daar was hout, daar was groen goed om te eet, daar was allerlei dinge om te eet en te geniet, daar was water, daar was alles vir 'n man om te sê, hier kan ek lewe. Dis soos wat jy vandag vir 'n oue motorhuis gee, vol instrumente en jy sê, of toerusting en gereedskap en jy sê, dis vir 'n man. Dis mos nou die taal wat 'n man praat. Nou Adam hy het nog nie gereedskap gehad nie, want hy het nie 'n motorhuis nodig gehad nie, maar hy kyk na die tuin en hy sê, vir my is dit goed, is nuttig. Hier kan ek werk, hier kan ek regeer. Voorts, alles wat hy nodig gehad het om mee te werk, was daar. Genesis 2 vers 15. Die Here het die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Alles wat hy moes doen, die gereedskap was daar. Alles wat God bepaal het gedoen moet word, alles was daar. Nou hier is manne vanoggend, wat ek weet wat goed sal kan doen met die tipe voorraad wat Adam daar gehad het. As jy vir die manne vandag hout, kosbare stene, vrugte, alles wat in die tuin was wat jy bymekaar sit, as jy dit vir 'n ou gee en jy sê, lewe, sal hy sê, ek kan 'n lewe maak. Gegewe voor die sondeval, né? Dit was nie nodig om 'n huis te bou nie, want jy het nie beskutting nodig gehad nie. Alles was perfek. Dit was nie te warm nie, dit was nie te koud nie. Daar was niks wat gevaarlik was nie, daar was niks wat, maar tog moes hy daar bly. Die land was mooi, die land was goed, die land was nuttig. En dis die tipe lewe wat ons moet najag. Dis die tipe bediening wat die Here van ons wil hê. Dis die tipe lewe wat ons behoort ten doel te hê, om te sê, ek wil so my lewe inrig. Dit moet mooi wees, dit moet goed wees, dit moet nuttig wees. Dit moet in harmonie wees met God se plan vir my, vir die mens. Die simmetrie, die skoonheid, dit moet weerspieël in my karakter. Die ou mense het altyd 'n gesegde gehad, en ek weet nie of dit nog bekend is nie, die Engelse, hulle het altyd gesê, godliness is next to cleanliness. My huis, hoe ek na my besittings kyk, hoe ek lewe, die orde, alles wat daar is, moet in harmonie wees met 'n God van orde wat geskaap het.
wat my gemaak het met 'n behoefte om ook mooi te hê en mooi te wees, my tuin mooi te maak of my huis mooi te maak of my wat ook al, want dit gaan oor om God te verheerlik. Dink aan die tuin. Mooi, goed, nuttig. Alles in jou lewe kan jy skoei rondom hierdie gedagtes. My woorde, die manier waarmee ek met mense omgaan. Mooi, goed, nuttig. As ek lief is vir kuns, as ek 'n stokperdjie het, as ek by die werk kom, mooi, goed en nuttig. Dink aan die tuin van Eden. Dis 'n indruk wat God moet maak op ons lewe. Ek wil vir u sê, ons lewe in 'n kultuur waar ons kuns, die hedendaagse kuns, die liedere, die musiek, miskien ook die goed wat geverf word of wat gemaak word, dit spreek nie meer in hierdie vorm soos wat God bedoel het nie. Inteendeel, vandag se kuns toon baie keer rebellie, verwarring, geweld, opstand. Want mense wil openbaar maak dit wat in hulle harte aan die gang is, en dit is ongelukkig so in kontras met hoe God dit wil hê, né? Wat van my besigheid? Wat van my bediening? Wat van my gesin? My huwelik? Dit wat ek ag as skoonheid, dit wat ek ag as belangrik, dit wat ek ag as waardevol, bruikbaarheid in hierdie lewe. Is dit goed wat mooi, goed en nuttig is? Die tuin moet daardie indruk op ons maak. Geen wonder dat die apostel Paulus kom in die Nuwe Testament en dis amper soos 'n ego reg deur die skrif. Hierdie beeld, hierdie afdruk is oral sigbaar in ons bedienings. Maar Paulus sê in Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Dit begin by my gedagtes. Ek moet mooi dinge bedink. Ek moet goeie dinge bedink. Ek moet nuttige goed bedink. En dit laat die vraag ontstaan, waarmee is ons gedagtes besig? Ek moet u vra, want u sien die dinge wat ons toelaat om ons gedagtes te penetreer, is die dinge waarna ons luister, en die dinge waarna ons kyk, die goed wat ons lees. Dit maak 'n indruk op my gemoed. Is dit mooi? Is dit nuttig? Is dit goed? Jy sien, wanneer ons kyk na die skoonheid en die wese van die tuin, dan moet die fokus nie val op die tuin nie. Die fokus moet nie val, hoe groen was daai groen? Ons het tyd terug, ek dink nou net daaraan, want ons was op 'n stadium daar aan die suide van Lesotho, en jy sien, nes jy dink jy het nou groen velde, hierdie groen gras, weivelde gesien van die beeste, dan dink jy, ja, is nog groener. Hoe groen is groen? Dit gaan nie oor die groen in die tuin en die blare nie, dit gaan oor die fokus wat moet val op die een wat dit gemaak het. God self. Hy is 'n God wat behaag het in goeie, mooi en nuttige goed. Ja, mooi is belangrik. Maar dit gaan oor God, dit gaan uiteindelik oor God. En as ons kyk na ons omgewing, as ons dink aan ons gesin, as ons dink aan daar waar ons besig is, maak nie saak in watter aspek van hierdie wêreld dit is nie. Dit behoort 'n afdruk daarvan te wees. John Carrett, een van die kommentators van die gedeelte, skryf. En hy sê, even in this fallen world, where sin, disease and death operate, God still greatly and remarkably sustains his people. His providence, sy voorsienigheid, die manier waarop hy vir ons sorg, his providence is no less in evidence today as it was then. Praat hy van daai tyd voor die sondeval, né? He provides us with water, food, and life in great measure, but truly God provides his people with more than mere physical, earthly existence. He lavishes on them life eternal through faith in Jesus Christ. Vriende, as ons lewe ingestel is op die sigbare, tasbare dinge, as my lewe net gaan om my huis of my kar of my besigheid of wat dit ook al mag wees, dan is ek die armste van alle mense, maak nie saak hoeveel ek het nie.
God se voorsienigheid gaan in 'n hart wat hom ken. 'n Lewe wat aan hom behoort en wat gewy word om hom te verheerlik. En dit sal altyd in harmonie wees met sy goedheid, sy skoonheid, nuttigheid vir die koninkryk van God. Hoekom is dit belangrik om by die dinge stil te staan? Hoekom is dit belangrik dat ek hierdie dinge vir u noem? Want ek wil hê jy moet sien, en ons gaan volgende week as die Here wil in ons leef, en ons begin bietjie meer spesifiek oor die sondeval praat. Adam het geen verskoning gehad om te sondig nie. Kan ek dit weer sê? Adam het geen rede gehad waarom hy moes sondig nie. God het volmaak, in oorvloed, skoonheid, goedheid, nuttigheid, het God voorsien in hierdie tuin. En het Adam daar geplaas. Adam het geen verskoning gehad om te sondig nie. Bring ons by die tweede hoofgedagte, die tuin se boodskap. Want daar's 'n boodskap wat die tuin oordra, en ek wil hê jy moet die realiteit sien, die prent wat voorgehou word in Genesis. Die prent is die volgende. Dis goed om net so bietjie partykeer terug te staan en net van 'n afstand af te kyk na wat word vir ons hier vertel. Ons is nou letterlik op die drempel van die sondeval. Goed? Maar hier word sekere dinge vertel. Nou vertel hy ons van die tuin. Hierdie tuin en sy skoonheid, en die realiteit is, daar's 'n kontras. Daar's 'n geweldige, 'n skrille kontras tussen die mooi van God se tuin en dit wat nou gaan kom as gevolg van sonde. Die vuil, vernietigende, hartseer, ellende wat kom as gevolg van sonde. Kyk na die skrille kontras. Kan ek vir u iets sê? Die mens, ongelukkig vandag, in ons verlore toestand, ons soek nie die tuin van God nie. Ons het geen behaag in die dinge van God nie. In sy natuurlike, vervalle toestand, wil die mens eerder die sonde hê. Hoe vreemd dit ook al mag klink. Hoe vreemd dit ook al op ons oorval. Volgens die kultuur waarin ons is daar 'n eenstemmige rebellie teen God. Ons wil nie onder God se gesag staan nie. Ons wil nie luister wat hy sê nie. Ons kan ons eie potjie krap. Ons kan ons eie lewe regeer. Ek wil my wette daarstel en ek wil nie doen wat 'n ander ou se wette vir my sê nie. Ek sal nie na God luister nie. Dit is die rebellie in elke hart. Freddie Mercury, die sanger, die baie bekende oorlede sanger van Queen, was die popgroep. In 1978, net na, of klompie jare na die seksuele revolusie van die 60s, kom hy en hy sing in die trant van seksuele immoraliteit. Don't stop me now, I'm having such a good time. Moenie vir my sê hoe ek moet lewe nie, sing die een wat aan uitsdood is. Want ek het so goeie tyd. Ek geniet myself. Hy praat namens 'n hele generasie van mense wat sê, ek wil nie hê God moet vir my voorskryf nie. Ek sal self kies. James Montgomery Boyce sê, we can hardly read this and then turn without weeping to the many ugly and distorted environments that men have made for themselves in rebellion to God's word. Jy kan nie lees wat die Bybel sê oor die tuin van Eden en omdraai en kyk na die wêreld en nie huil in jou hart nie. Want jy sien, dis mense wat dit vir hulle self so geskep het. Hulle wil dit so hê. Hulle verkies dit so. Terwyl God die mooi, die skoonheid, die heerlikheid daar gestel het, was die keuse in Adam, ons wil dit nie hê nie. En ek kan myself nie verontskuldig nie. Ek was in Adam verteenwoordig. Ek sou dit gekies het. Ek sou dieselfde gedoen het. Ek wil dit nie hê nie. Ek wil eerder my eie keuse maak. Nou die ander kant van die munt is net so waar. Terwyl God die mooi daarstel en die mens dit nie wil hê nie, die mens kies die lelike, die mens kies die vernietigende werk van die duiwel, van die sonde, is dit God wat genadiglik 'n lewe ook 'n lewe wat vernietig is, ook 'n lewe wat al geskend en geskaad is deur sonde. God kan so lewe nuut maak, regmaak. Ja, jy gaan dalk nog die
gevolge dra van die dinge wat jy gedoen het. Daar is sekere dinge wat net nooit gaan regkom nie. Ek het al soveel keer met mense gepraat wat tattoos moet laat afsny en wat hulle gesê het, in my ongeredde dae was dit my lewe, nou is ek spyt daaroor. Jy gaan die merke dra. As jy in 'n motorongeluk was as gevolg van dronkenskap, jy gaan daardie littekens saam met jou dra. Maar God kan jou hart nuut maak. En die mooiste beeld in die Bybel, een van die mooiste beelde in die Bybel, is 'n prentjie wat Lukas vir ons skilder van 'n man wat die ergste vorm van diaboliese werkinge, die besetene van Gadara. Iemand wat die mensdom self nie eens kon tem nie, hulle kon hom nie vasmaak nie, hulle kon niks met hom regkry nie. Markus 5 vers 3 tot 5 vertel vir ons hoe hy was. Maar dan is hy getransformeer deur die Here Jesus. Sy hart word verander. En in Markus 5 vers 15 is daar 'n beeld, 'n prentjie. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand. Die een wat die legioen gehad het. En die gevolg van hierdie verskrikking was dat hulle bang geword het. Hoe kan dit wees dat hierdie man so verander? Ons ken hom, ons weet hoe hy was. Jesus het hom nuut gemaak. Jesus het sy lewe verander. Nou dis 'n ekstreme voorbeeld, né, van 'n duiwelbesetene. Nou hier sit hy, gekleed en by sy verstand. Hy is nou 'n disipel van Jesus. Dat is waarom Paulus ons aanmoedig, selfs kerkmense, selfs goeie mense aanmoedig en sê, luister, jy moet vernuwe word. En nie net een keer nie, nie net die eerste keer nie, maar aanhoudend vernuwe word. Romeine 12 vers 2. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Moenie dink soos die wêreld nie. Moenie lewe soos die wêreld. Moenie begin redeneer soos die wêreld nie. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Kry jou hart nuut gemaak. En hoe gebeur dit? Deur die woord van God te bepeins. Deur die woord van God te lees en te bepeins. Die boodskap van die tuin is, God is goed. Alles wat hy doen, is goed. Alles wat hy daar stel, is goed, is reg, is mooi. Maar die sonde, vernietig. Dis nie die pad wat ons moet kies nie. Derde hoofgedagte, die tuin se doel. Ek wil vir u vertel van die doel wat hierdie tuin gehad het. Ons dink dalk, dit moes daarom nou, dis letterlik hemel op aarde. Ek bedoel, dit is letterlik hemel op aarde. Die tuin van God. Sonde, wat kan jy doen? Wat kom in die gedagtes op? Ek hoef niks te doen nie, sal sommige sê, ne? Jy kan heel dag vakansie hou. Jy hoef niks te doen nie. Die Bybelse boodskap is, nee. Let mooi op. Genesis 2 vers 15. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Werk is nie 'n gevolg van die sondeval nie. Werk het 'n bietjie 'n verandering ondergaan as gevolg van die sondeval. Maar werk was daar voor die sondeval. Die verskil is net, na die sondeval het pyn en moeite en die nutteloosheid en die mislukkings van werk saam met die sonde gekom. Die maklikste manier om dit te verduidelik is die volgende. Ons het baie keer, as jy nou dink aan 'n stokperdjie, en daar's party stokperdjies wat nogal regtig baie vermoeiend is. Ek dink aan my vrou wat net haar kop skud as sy sien hoeveel moeite ek sal doen die dag voordat ek gaan vis vang. Alles moet reg gekry word. Jy weet, daar word soveel moeite gedoen om die visstokke en die katrolle skoon te kry en om aas te gaan maak en al die dinge moet reg wees. Of as jy gaan golf speel, die golfstokke word skoon gemaak, daar word moeite gedoen. En dan skud sy haar kop en sy verstaan nie al die moeite. Maar dan as jy vir iemand sal sê, maar dis harde werk, dan sê dis nie werk nie, nee. Dis lekker, want dis my stokperdjie. Dis hoe werk was voor die sondeval. Dis nie werk nie. Dis vir my lekker. Dit wat ek doen, dis pret. So, vriende, behoort ons werk te doen. Hoe vreemd dit ook al vir die klink. As ek besef ek doen dit in diens van die Here, moet dit vir my soos my stokperdjie se werk wees, want dit is werk. Maar ek moet dit doen met 'n hart van, ek wil dit doen. Want ek doen dit vir my koning. Ek verlustig my in die Here. Dis hoe ek dit moet doen. Alles wat ek doen, moet ek doen tot sy eer. Alles wat ek doen, moet ek doen vir hom. Genesis 2 vers 15 se werk om te bewerk en te bewaak,
moet gesien word in dieselfde skepingsmandaat as wat ons gekyk het na Genesis 1 vers 28. God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers daaroor. Dis die mandaat, die skepingsmandaat van die mens. Onthou ons het daaroor gepraat. Nou so moet die werk gesien word as deel van ons skepingsmandaat. Hier's twee komponente, werk en waak. Kom ons kyk vinnig na elkeen. Die werk hier het te doen met die tuin van Eden, om dit meer vrugbaar te maak. Om dit onder die hand van 'n heerser, wat Adam moes wees, miskien in rye te plant, en meer effektief te kan pluk, of wat ook al. Ek weet nie hoe so hulle in daai tyd meer effektief kon wees nie, want dit was al reeds vrugbaar en mooi en goed en reg, maar nou om dit meer vrugbaar, meer opbrengste te verseker. Waak dra die gedagte van beskerm dit. Voor die sondeval, waarteen moet ons dit beskerm? Dink saam met my. Adam ontvang sy heerskappy direk van God. Hy is die Heer, menende die heerser van die tuin, van die aarde. Hy ontvang sy autoriteit van God. Maar nou beteken hierdie bewerk en bewaak, dit som eintlik alles op waartoe God ons roep. Ons lewe nie meer nie voor die sondeval nie, né? Ons is nou in 'n sonde deurdrenkte wêreld, maar hierdie is ons mandaat, om te bewerk en om te bewaak. Dit moet nog steeds ons doelwit wees, dit moet nog steeds ons roeping bly. Ons moet altyd besig wees met al twee hierdie aspekte. En ek gaan nou vir u wys, hoe elkeen van ons 'n sekere werk het om te verrig, en 'n sekere waak het om te doen, 'n bewaking van sekere aspekte. Ek is geneig om te dink, dat die mandaat, nie veral nie, miskien moet ek sê veral, ek is nou baie versigtig, want ons lewe in vreemde tye, veral gegee word, vir manne. Daar's 'n rede, hoekom manne meer verantwoordelikheid moet dra, groter druk kan hanteer, veronderstel is om die een te wees wat voorloop en sê, so dien ons die Here. Dis die rede waarom ons het verlede week vinnig daarna gekyk, en ek gaan dit weer net vinnig noem, waarom die leierskap in die kerk God se formaat is, die manne moet voorloop. In die huisgesin, die man moet voorloop. Dis die man wat die verantwoordelikheid dra. Hy moet werk, hy moet bewaak. Hoekom sê jy so, dominee? Want Eva is op hierdie stadium nog nie gemaak nie. Eva is nog nie eens daar nie, en God sê vir Adam, jy moet die tuin bewerk en bewaak. Jy's die Heer, jy's die een wat die verantwoordelikheid het. Ja, jy's die hoof, die hoofskap, maar jy's die verantwoordelike een. Wanneer Eva welkom, kry sy ook 'n besondere roeping, iets waaroor die manne nie sal beklei nie, ons het dit nodig, dis 'n belangrike hulpaspek in ons lewe, maar die man is die hoof. En as jy nou gaan kyk na teologiese werk, dan praat hulle van die verbondshoof. God het 'n ooreenkoms, jy gaan pa staan. God maak hierdie testament, hierdie kontrak, hierdie verbond, en hy sê, die man gaan pa staan daarvoor. Jy moet verantwoordelikheid dra. Jy kan sê in 'n sekere sin, Genesis 2 vers 15, dien as 'n mandaat vir die manne om te lei en om te waak. Dis 'n man se God opgelegde taak. As jy dit nie doen nie, faal jy in jou taak. Sommige mans dink, hulle het hulle taak vervul, as hulle 'n goeie salarischeck aan die einde van die maand by die huis bring. Dis nie hoofsaaklik, dis 'n deel van jou taak, maar dis nie hoofsaaklik waaroor dit gaan nie. Jy moet bewerk en jy moet bewaak. Wat bedoel dit? Die Bybel sê, die definisie wat daar gegee word aan 'n Christenman se werk, is werk en waak. Daarom moet ons vinnig moeite doen om na albei te kyk. Wat behels werk? Die Hebreëse woord is avad. En dit het 'n landboukonnotasie, hoor. Dis boer is in ons are. Geen nie om wie jy is nie, jy's iets van 'n boer as jy 'n man is. Jy wil graag kultiveer, jy wil graag meer effektief, meer produksie. Dis alles deel van 'n man se samestelling. Die werkwoord word ook gebruik, baie sterk kom dit uit, in 'n bediening, soos 'n ouderling.
predikant. Hierdie werkwoord kom ook baie sterk uit in godsdiens. Die leviete. Die idee is, dis nie 'n ding wat jy kan doen soos na ure wanneer jy lus sit of wanneer daar ekstra tyd oor is nie. Die idee wat hier geskep word deur die woord en die gebruik daarvan in die Bybel is, dit is waarvoor jy jouself gee. Dit is waarvoor jy jouself instel. Jou hele lewe wentel rondom hierdie aspek van werk. Sodat jy dit kan kultiveer, bestuur, vrugbaar kan maak, dit wat aan jou oorgegee is. Om dit eenvoudig te stel. As ek in Adam se skoene was, sou ek totaal gefaal het, want ek hou nie van tuinbou nie. Adam se vingernaels was vol grond, om dit nou sommer prakties te stel. Ek glo nie hy het grawe en virke en goed gehad nie, maar hy sou eelte gehad het, as dit lank genoeg gehou het, en dit het nie, maar dis nou 'n storie vir 'n ander dag. Adam moes werk, en hy het gewerk. Lekker werk, want hy het gedoen wat God wou hê, hy moet doen. Jy kom dalk en sê, maar, luister, ek is 'n boekhouer, of ek is 'n, verskoon die uitdrukking, maar ek is 'n penpusher, ek sê altyd vir my kinders, ek is 'n penpusher, en ek is 'n linkshandige een, so ek is letterlik 'n penpusher. Ek het nie eelte van pikslaan, of, wat maak dit van my? Manne, hier is die saak. In jou gesin, daar waar God jou geplant het jy 'n tuin om te bewerk en om te bewaak. Ons praat nou nie eens oor werk. Jy moet primêr jou vrou sien as jou tuin. Dit is jou primêre werk om in haar te belê, in haar geestelike welsyn te belê, om jou kinders se opvoeding, hulle disippelskap, al hierdie dinge is jou tuin, en jy het die verantwoordelikheid om dit te bewerk tot eer van God. Die karaktervorming van jou kinders, die bou van hulle menswees, om hulle volwassenheid te laat bereik as iemand wat God ken en God dien, is jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid. Dis die tuin wat jy moet bewerk. Jy kan dit nie delegeer nie. Sommige delegeer dit vir die sonnaarskool. Of ek het my kinders, ek betaal baie geld, ek sit hulle in 'n Christelike skool. Dis jou verantwoordelikheid. Jy kan dit nie delegeer nie. Jy moet betrokke wees in hulle lewe. Jy moet hulle vorm, jy moet hulle stuur in die rigting wat God wil hê jy moet doen. Dis hoe jy jou vingernaels moet vuil kry in die bediening waartoe God jou roep. Bewerk jou tuin. Baie keer as die paartjies by my kom sit met huweliksberading, dan sê ek vir hulle, kyk, ek is nie skaam nie, ek sê vir hulle, ek hou nie van tuin maak nie, maar ek het baie agting vir 'n ou met 'n mooi tuin. Want jy loop nie by 'n tuin verby wat mooi is en sê, dis toevallig. Een ding wat ek vir jou kan sê van 'n mooi tuin is, daar's baie tyd en daar's baie geld in 'n mooi tuin. Is dit nie waar nie? Dit vat werk, dit kos moeite. En op dieselfde manier loop jy nie verby 'n ou met 'n gelukkige huwelik en sê, hy's gelukkig. Mooi opgevoede kinders, dis toevallig. Dis nie hoe dit werk nie. Dit vra werk. Dit vra inspanning. Jy moet doen waarvoor God jou geroep het. Dit moet jy doen. Werk. Kom ons gaan na waak toe, want die tyd gaan aan. Om te bewaak, die Hebreëse woord shamer, beteken beskerm. Dit kom voor in die baie bekende Psalm 121 vers 5, 6, 7 en 8. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Vers 7 sê, die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar. Dis elke keer die Hebreëse woord shamer. Dis wat Adam moes doen met die tuin. Manne moet bewerk en bewaak. Dis ons skepingsmandaat. So, manne moet diegene wees wat beskerm. Weereens, daar's mans wat dink, hoe groter hulle arms is, of hoe groter die geweer is wat hy langs hom dra, hoe beter beskermer is hy. En dan vergeet ons baie maklik van die geestelike invloed wat geld. Wat help dit? Ek het die beste sekuriteitstelsel wat geld kan koop, ons is beveilig teen enige inval en wat ook al, maar my kinders is so besoedel en rebels, jy kan nie met hulle huishou nie. Dan het ek gefaal in my taak as bewaarder, as beskermer.
Jare terug het ons 'n mannekamp gehou en daar's van die manne wat nou nog verwys na die gedagte, dit het op 'n manier vasgesteek. Ons moet die poorte van die stad moet ons toemaak. Dis my verantwoordelikheid om te sê, in my huis gaan hierdie ding nie gebeur nie. Hierdie goed word nie gekyk nie, of hierna word nie geluister nie, of wat dit ook al mag wees. Hier is my huis. Ek maak die poorte toe, want ek beskerm teen die invloede. Dis die pa wat dit moet doen. Jong manne, miskien sit hier jong manne. Dirk moet notas maak. Ek pik op hom, maar daar's baie ander wat ook nog kan luister. As jy 'n meisie uitneem, sy moet 2 goed ervaar. Eerstens, veilig wees by jou. Jy moenie vir haar 'n bedreiging wees nie. Tweedens moet jy haar opbou. Jy moet vir haar iets beteken. Jy moet haar opbou, persoonlik, emosioneel, wat dit ook al mag wees. En weet jy, die beste manier om iemand te beskerm, is om hulle te beskerm teen sonde. Om so ver as moontlik weg te bly en hulle weg te hou van sonde. En dis baie keer selfs die sonde in hulle eie harte. Dis die moeilike deel. Dis die rol en die funksie van die man, om te bewerk en te bewaak. En nou kom jy agter, hoekom ek baie keer vir mans sê, baie mans wil graag hoor, ek is die hoof van die huis, en hy wil nou die koning wees, maar hy vergeet daar is 'n etiket daaraan. Dit vra werk, dit vra 'n bediening, dis 'n lewenslange toegewyde lewe, werk, wat nodig is om dit te kan doen. In die gemeente is dit die ouderlinge, die bediening van die ouderlinge, om te bewerk en om te bewaak. Mooi beeld in Nehemia. Julle weet mos ek is 'n prentjie mens en hierdie goed steek by my vas. Nehemia het hy moes die mure van Jerusalem bou of herbou, regmaak. En daar's so 'n mooi beeld, Nehemia 4 vers 17 en 18, van die bouers aan die mure, die lasteraars, hulle werk so gedoen dat hulle met die een hand die werk verrig het terwyl die ander hand die werpspies vashou. En die bouers het elkeen sy swaard en sy heupe gegord en gebou terwyl die basynblaser by my gestaan het. So Nehemia skilder 'n prentjie van die ouens wat letterlik met die troffel in die een hand en die swaard in die ander hand staan en hy werk terwyl hy reg is vir 'n fight, want ons moet die heeltyd werk en waak. Werk en waak. Werk en waak. Ons is nog nie in die hemel nie. Ons moet werk en waak. En in die hemel gaan ons net werk, want ons gaan nog steeds werk. Dis waarvoor ons gemaak is. Ek haas my, het bring ons by die laaste perspektief oor die tuin. Die tuin van God reflekteer iets wat ons in die Bybel sien as die tabernakel. Tabernakel beteken die blyplek van God, die hut, die huis, die tent van God. Tabernakel. Dit het later 'n tempel geword. Toe die tabernakel is gemaak om te trek, en toe die tabernakel gevestig is in Jerusalem, toe wou Dawid sê, maar Here, u kan nie in hierdie plek bly nie. Ons moet vir die ordentlike huis bou. God sê vir hom, jy gaan nie vir my huis bou nie. Jou seun kan dit doen. En tog, selfs met Salomo, wat hierdie majestueuse tempel bou, sê God vir hom, onthou net, ek bly nie in 'n huis met hande gemaak nie. Dis 'n belangrike deel, dit was net 'n tydelike ding. Maar daar's 'n beeld, daar's 'n plan, wat volgens die bou en die ontwerp van die tabernakel en die tempel baie mooi gesien kan word in die tuin. Die tuin was nie net 'n stuk land iewers in Mesopotamië nie. Die tuin was God se heiligdom. Dit was God se woonplek. Dit was waar God gewoon het, waar hy aanbid is. Dit was waar God wou wees, saam met die mens, sy tabernakel. 5 ooreenkomste vinnig oor die tuin en oor die tabernakel. Luister mooi. Die eerste ene. Die poort, die toegang tot hierdie tuin was aan die ooste. En as jy 'n studie gaan doen oor die tabernakel en oor die tempel, dan sien jy die poort is aan die ooste. Na die ooste. Die allerheiligste, die dik geweefde voorhangsel wat die heiligdom van die allerheiligste geskei het, het gerubs opgehad, wat uitgewerk is in hierdie geweefde, dit is meer 'n mat as 'n gordyn, want hy was baie dik. Gerubs het dit bewaak. Lei dit al vir eetklokkie? Gerubs wat die toegang tot die tuin bewaak het, nadat hulle daar uitgejaag is, na die sondeval. Hier is 'n spoiler alert, ons gaan nog weer daarby kom, maar nadat hulle gesondig is, het God hulle uitgedryf. Die poort aan die ooste. Die tweede saak is,
In die middel van die tuin staan 'n boom. Die boom van die lewe. Ons gaan nog praat oor die bome, die boom van die lewe en dan die boom van kennis van goed en kwaad. In die middel was die boom van die lewe. Weet jy wat was in die middel van die tabernakel? Geografies, in die middel van die tempel, het daar iets gestaan wat eintlik 'n afbeelding gehad het van 'n boom. 'n Kandelaar. Een stam, 7 uitlope met kersies wat heeltyd moes brand. Die lig van God. Die lewe van God. 7 kerse wat lig gee in die middel van die tabernakel. 'n derde ooreenkoms is die roeping om te bewerk en te bewaak. Weet jy dat hierdie roeping van Adam om te bewerk en te bewaak echo baie keer in die Levitiese priesterskap. Ek gaan net nou weer ietsie daaroor sê. Dis amper soos 'n spieël van dit wat hulle geweet het Adam moes doen, moet hulle nou doen in 'n godsdienstige sin. 'n vierde ooreenkoms, die goud en die onyx steen waarvan ons gelees het. Het jy geweet die tempel van die vloer, die vloer van die tempel was goud. As jy in die tempel ingestap het, en jy mag nie, want dit was net vir die priesters, maar dit was goud. Die hout was met goud beslaan, alles wat moest goud beslaan, goud. En die goud in die tuin van Eden, se kenmerk, die onyxsteen, die borsplaat van die hoofpriester, die Urim en die Thummim, was onyxstene. Baie skaars, baie raar, baie kosbaar. Die 5de ooreenkoms wat ek vinnig noem, is 'n rivier wat vloei. Ons het gelees hoe hy sê, daar het 'n rivier uit Eden gevloei en 4 lope geword. In Esegiel, het Esegiel 'n visioen, Esegiel 40 tot Esegiel 48. En hy sê, daar's 'n rivier wat loop uit die tempel van God, om die hele wêreld te benat. Nou, Esegiel se visioen is 'n visioen van die tempel, maar dis eintlik 'n beeld van die evangelie, waar die water uitloop om die hele wêreld te bereik, om die hele wêreld te benat. Die waarheid van die evangelie. So as die tuin van Eden dan 'n baie goeie kleiner tabernakel is, waarvan die tabernakel in die tempel ons aan laat dink, dan moet ons vra, maar wat is die boodskap? Wat is die toepassing hier? Ek wil vinnig 3 maak. Die eerste ene, Adam moet gesien word as 'n priester. Adam is nie in die tuin gesit net om, jy weet, te bly en wees nou gelukkig en so aan nie. Adam was die koning, hy was die hoof, die heerser daar. Hy was die priesterkoning, kan jy sê, van hierdie stuk land. En ek dink dit was 'n baie groot tuin. Ons weet nie presies waar dit was nie, maar as jy lees van wat gesê word, ek dink dit was 'n redelike, tot matige, groot tuin, of stuk land. Adam was die koning, die priesterkoning, soos Melchisedek, onthou van Melchisedek wat Abraham tegemoet gekom het, priesterkoning was. So was Adam in 'n sin, die priesterkoning. Maar dit laat ons dink aan die Nuwe Testament, want Petrus sê vir ons in 1 Petrus 2 vers 9, julle is 'n uitverkore geslag, hy praat met die kinders van die Here, die kerk. Julle is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle geroep het, uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Jy sien, ons hele lewe moet ons sien as nie net 'n aardse roeping nie. As ek 'n loodgieter is, dan is ek nie net 'n loodgieter om kinders groot te maak en dan dood te gaan en goeie erflating te los nie. As ek 'n wat ook al is, ek moet my lewe sien as 'n hemelse roeping. Ek moet God verheerlik in alles wat ek doen. Ek moet skatte bymekaar maak in die hemel. Dis nie verkeerd om beleggings te hê of om planne te maak of om produktief te wees en hierdie dinge of om besittings in land te hê nie. Nee. Maar moenie dat dit jou skat word nie. Jy het 'n hemelse roeping, jy's 'n koninklike priesterdom. En jy moet dien ooreenkomstig leef. Want dit gaan jou anders laat dink en dit gaan jou anders laat optree. Tweede toepassing, die bewaring wat Adam moes doen. Weet jy, die bewaring gaan primêr, en ek wil weer vir u sê, dis voor die sondeval. Waarteen moes hy beskerm? Daar was nie vyande nie, daar was niemand anders op aarde wat teen hom opgetrek het nie. Daar was nie ander ouens nie. Hy was die enigste een op daai stadium. Waarteen moet hy beskerm? Primêr gaan dit oor die belofte vir die saligheid wat sou kom. Die evangelie. Beskerm die evangelie. Reg deur die Bybel sien jy die evangelie as iets wat beskerm moet word. En om die evangelie te beskerm beteken nie om dit toe te sluit in 'n kluis nie, maar om dit hoog te ag, om dit waarde te gee, plek te gee in jou lewe.
Adam, vra jy nou vir my, waar is die evangelie hierin? Sonde is nog nie eens daar nie. Wat van die evangelie? En my antwoord daarop is, dis die boom van die lewe. Die boom van die lewe is so duidelik soos daglig, die evangelie, die middelpunt van alles, in die middel van die tuin. Elke keer as Adam daarvan sou eet, sou hy onthou het waar hy vandaan kom, van wie hy afhanklik is. Dat dit uit die goedheid en die genade van die Here is wat hy lewe, wat hy bestaan. Die boom van lewe is die wese van die evangelie. Dis die mooiste simbool wat jy gaan kry. Johannes Calvin, die hervormer, het gesê, uiteindelik is die boom van die lewe 'n beeld van Jesus Christus self. Hy is die evangelie. Daarom Openbaring 2 vers 7, aan die einde weer, nou is ons weer by die eskatologie. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Daar gaan weer 'n boom van die lewe wees. Hy is nog steeds dieselfde een, want dit is dieselfde evangelie. Hy gaan nie verander nie. Dis God se lewe. Jy moet dit beskerm. En nou wil ek 'n beroep doen op u. Ons het 'n mandaat om te beskerm, die evangelie te beskerm. Wees versigtig met wat jy glo. Wees versigtig om vennootskappe aan te gaan met ouens wat nie dieselfde taal praat nie, wat fundamenteel verskil. Ek weet daar is dinge waar ons maar mag verskil, maar praat met die ouderlinge, maak seker, jy verstaan wat jy glo. Derdens, laastens, Adam moes ook dien. Vers 15 sê, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Hierdie dienswerk, die dienswerk van Adam hier is dieselfde woord as wat gebruik word vir die dienswerk van die priesters. Dit beteken, jy moet dien. Jy word nie geroep om net te lewe nie, jy moet dien. Ek wil dit vinnig toepas op dit wat ons hier het. Besef jy, as jy sê, ek is 'n kind van God, ek is uit genade gered, dan het jy ten minste een gawe, wat God vir jou gee, om ander mee te dien. Ten minste een gawe, waarmee jy moet dien. Wat jy moet bewerk, moet dit nie gaan begrawe nie. Sê, hoe kan ek help, waar kan ek doen, wat kan ek maak, raak betrokke, want dit gaan oor 'n lewe van diens. Oral, altyd. As dit gaan oor mense, gaan dit oor diensbaarheid. En God se saak is mense. God belê nie in geboue en goed. God belê in mense. Dit gaan oor bediening. Ek sluit af. Ek wil hê jy moet iets sien voordat ons by die sondeval kom. Ek wil hê jy moet iets baie duidelik sien voordat ons begin. En ek glo my, ons gaan 'n rukkie besig wees met die sondeval. Voor ons begin met die sondeval. Hier is nog 'n perfekte, volmaakte aarde. In die tuin van Eden, die paradys. Sien, God is goed. God weet wat ons nodig het. Hy weet wat is goed en wat is nie goed nie. Hy weet hoe ons lewe vernietig kan word deur die sonde. En uit genade het hy vir ons voorsiening gemaak. Dis waar jy na die evangelie toe gaan, hè? Ons kan nie sonder die boom van die lewe, sonder die evangelie, verwys na die kruis, verwys na Jesus, hy is die kruks, Jesus is dit. Jy kan nie sonder hom lewe nie. Mense dink hulle kan sonder hom lewe, hulle kan nie. Daarom wil ek afsluit met Openbaring 22 vers 1 tot 4. Ek wil u laat dink daaraan, hierdie gedagte van die tuin, ego tot in die ewigheid. Johannes sien, die engel het hom getoon, vers 1, 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. Oorvloedig vrugte gee, né? Die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees. En sy diensknegte sal hom dien. Daar is die diensbaarheid weer. Sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Dis die beeld wat vir ons vertel word van diegene wat nou al reeds die geheim ken van 'n geestelike tuin waarin ons elke dag wandel. 'n Geestelike wandel met God. 'n Wandel met die een wat jou gemaak het.
'n gesprek met hom daagliks, omdat jy van hom afhanklik is, omdat jy dankbaar is. Dan kan jy uitsien na hierdie, waar die Bybel sê, daar sal geen vervloeking meer wees. Die mag van sonde is verbreek, die versoekings en die vloek van sonde sal daar nie meer wees nie. Ek sien uit daarna. Dis vir my 'n realiteit. So seker as wat ek hier voor u staan, dis vir my 'n realiteit. Maar dis net vir die wat hom ken, wat hom waarlik ken. Mag die Here daai sekerheid vir u gee. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, as ons die Bybel oopmaak en ons lees van die tuin van Eden, is daar wonderlike, pragtige beelde wat in ons gedagtes dalk opkom. Maar u wil hê ons moet u sien. U wil hê ons moet u sien as die skepper, die gewer van alles wat goed en reg en mooi is. En alhoewel ons geneig is om te sondig, ons is geneig om gedurig deur afdraai paaie te vat, dank ons u vir u genade om ons te kom roep, om ons te kom haal, om ons te help, te leer, te waarsku teen die vernietiging van sonde in ons lewe. As daar een gebed in my hart is wat brand vir hierdie gemeente, in 'n tyd van verwarring en deurmekaar sieninge en perspektiewe, is dit dat ons manne, ons paas, sal opstaan en hulle rol sal vervul, sodat ons kindertjies grootgemaak kan word en u kan ken, sal weet wat is reg, wat is verkeerd, sal weet waarvoor om versigtig te wees. Help ons prakties om hierdie dinge uit te leef. Geef vir ons genade, Here, dat ons u sal gehoorsaam.